is so Sionsberg, wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Amen. Die gemeente genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees die belydenis van Sia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het in die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Here lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Ons kyk nou vanmôre na Psalm 85 dan. Ons begin met ons reeks oor betrokkenheid. Ons reeks begin, die lokomotiefie gaan weer. Ons het ons hierso die kaart hierso en daar is ook nou al 'n treintjie aan die ontwikkel daar teen die galery. Hierdie kwartaal is ons lokomotief betrokkenheid en ons begin met ons eerste waar begin ons met herlewing. Goed, ons kyk dan na Psalm 85 vanaf vers 1. Vir die koorleier van die Koragiete, die Psalm. U was goed vir u land, Here. U het aan die nageslag van Jakob 'n nuwe toekoms gegee. U het die volk sy sonde nie toegereken nie, om al sy skuld kwytgeskel. U het u woede laat bedaar, u gloeiende toorn laat afkoel. Ontferm u weer oor ons, o God ons verlosser, moet tog nie langer op ons toornig wees nie. Sal u dan altyd vir ons kwaad bly? Sal u dan die toorn van geslag tot geslag laat voortduur? Wil u nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat die volk hulle vreugde in u kan vind nie? Laat ons u troue liefde belewe. Skenk ons u reddende hulp, Here. Ons lees net tot sover. Wanneer ons nou hierdie kwartaal begin met betrokkenheid, begin ons dan nou die eerste diens by 'n teksgedeelte in die Bybel wat oor herlewing gaan. Want as 'n mens nou dink aan betrokkenheid, dan sluit betrokkenheid baie aan by die verhouding wat 'n mens met die Here het. Want betrokkenheid gaan oor betrokkenheid op al die terreine waartoe die Here ons roep. Dit gaan oor betrokkenheid ook in sy koninkryk, nie net in die gemeente nie, maar in sy koninkryk. En God se koninkryk is baie groter as ons gemeente. En daar waar die Here jou in sy koninkryk wil gebruik, dat jy daarso, soos daai ander prentjie nou sal begin nou oprol en betrokke wees. En die missionale beweging sê daar altyd, vra vir die Here waar is hy besig en waar wil hy jou gebruik? Want God is op plekke besig waar ons nog nie aangedink het nie. En die Here wil ons daarby inskakel. En daarom betrokkenheid sê vir ons baie oor ons verhouding. En oor ons verhouding begin ons dan nou by 'n teksgedeelte oor herlewing. Nou ek het 'n boek gelees, miskien het van u ook die boek al gesien of gelees, waar die persoon baie skryf oor mense verhouding met God. Die skrywer se naam is Kyle Idleman. Die boek se naam is Not a Fan. Waarin hy sê, I'm not a fan of Christ. I'm a follower. En dan maak hy die onderskeid. Hy sê, 'n fan kan op die paviljoen sit en cheer. En hande klap en te kere gaan vir die saak. Maar 'n follower is iemand wat nie net op die paviljoen sit en die saak aanmoedig en die saak cheer nie,
'n follower is iemand wat op die veld gaan en wat die saak fisies help bevorder. En toe sê hy, baie mense is fans, en nie almal is followers nie. En toe skryf hy nou nogal by die inleiding in sy boek, die proloog, hy sê, hy self is ook iemand wat nie eintlik proloog van boeke lees nie, maar asseblief lees hierdie ene, sê hy. En toe vertel hy dat hy moes, dit is die donderdag, en dis die naweek, is dit Paasnaweek. Nou ek weet nie waar hy preek dat daar so baie mense kom nie, maar hy sê gewoonlik met Paasnaweek het hulle 30.000 mense wat hulle diens bywoon. En hy weet nog nie wat om te preek nie, en is al donderdagmiddag. En Paasnaweek begin ons al Vrydag met Goeie Vrydag, en Sondag is naby, en hy weet nog nie wat hy moet preek nie, en dis 'n benoude gevoel, as jy donderdag nog nie weet wat om te preek nie. En hy sê, hy sit in die leë kerk, en hy wag vir inspirasie, en hy self sê, maar al wat hy ervaar is perspirasie. Die sweet slaan hom uit, in plaas daarvan dat hy inspirasie kry. En hy kyk vir die leë kerkbanke, en hy voel die hele tyd, maar as daar nou 30.000 mense gaan wees, en die meeste van hulle kom eers vir Kersfeeskerk toe, dan moet hy iets spreek wat goed gaan wees, want die gaan baie mense wees. En toe sien hy 'n Bybel voor hom, en hy vra vir homself, maar wat het Jesus gepreek, as daar nou meer as gewoonlik mense was, as daar baie mense gekom het? Hy sê, hy blaai in die Bybel, en hy kom by Johannes 6, waar daar baie mense na Jesus kom luister. 5.000 mans, en dan weet ons mos nog nie hoeveel vroue en kinders nie, sit hulle by, dan was dit 'n klomp duisend mense wat daai dag na Jesus toe gekom het. En Jesus het hulle die hele dag geleer. En Johannes 6 sê ons dat dit laat word, en die mense raak honger, toe begin die discipels sê, Here, nou moet jy hulle begin wegstuur, is nou tyd vir aandete, en ons kan nie hierdie mense kos gee nie, maar Jesus sê vir hulle, gee julle hulle iets om te eet, en dan gebeur die wonderwerk mos, dat die visies en die broodjies word gebring, Jesus vermeerder dit, almal eet genoeg. Daai aand, toe slaap almal daar, want Jesus is hier, Jesus het nou net aandete gegee, as ons nou hier so slaap, dan gee Jesus môreoggend breakfast. So, as ons net hier slaap, dan het ons môreoggend weer kos. Maar intussen, toe gaan Jesus met sy disciples en die kyk hier oor, aan die ander kant van die meer toe, en die volgende môre toe die mense wakker word, is Jesus nie daar nie, hulle wil die spyskaart kyk, wat gaan ons vir breakfast hê, en Jesus is nie daar nie. En hulle gaan soek vir Jesus, hulle gaan om die meer, en toe hulle vir Jesus kry, toe sê Jesus vir hulle, in Johannes 6 vers 26, julle soek my nie oor my nie, julle soek my omdat julle brood gekry het om te eet. Toe weet Jesus, al hoekom hierdie mense hier is dit gaan om die kos. Hulle het gisteraand lekker geëet. Hulle wil vanmôre weer lekker eet. En wat doen Jesus toe? Johannes 6 vers 35, hy sê vir hulle, hier is die spyskaart. Wat is op die spyskaart? Nie spek en eiers en wat jy ook al kan kies, roosterbrood nie. Jesus sê, hier is die spyskaart. Ek is die brood. Toe is die mense teleurgesteld. Toe dit vir hulle net om Jesus alleen moet gaan, sonder die ander goede. Toe Jesus die enigste spyskaart is, toe is mense teleurgesteld en baie van hulle begin weggaan. Soveel so, dat Jesus ons naderhand vir sy disciples vra, wil julle nie op maar weggaan nie? En toe sê Petrus vir Jesus, Here, U die woorde wat die lewe gee, na wie toe sal ons gaan? Johannes 6 vers 66. Toe sit die man daar, hy sê, hy besef, toe Jesus moes preek, toe daar baie mense is. Toe was Jesus se boodskap, hy en hy alleen moet vir jou genoeg wees. Hy moet jou nommer 1 wees. Jou lewe moet om hom draai. Hy moet die brood wees wat jy eet om nie weer honger te kry nie. Die lewenswater dat jy nie weer dors kry nie. Jy moet tevrede wees met die spyskaart waarop jy vir Jesus kry. En waar jy nie allerhande ander goede soek nie. En toe nou ander ding daarvan maak hy toe nou sy preek. En hy skryf toe nou hierdie interessante boek ook. En nou begin hy sy eerste hoofstuk deur te sê, bepaal jou verhouding met God. En dan sê hy, daar's 'n paar dinge wat 'n mens moet toets. Hy sê, party mense kies vir Jesus. Hulle maak 'n keuse. En dit is nodig en is belangrik, 'n mens moet 'n keuse vir die Here maak. Maar wat hy sê is, nie almal wat 'n keuse vir die Here maak, volg dit op met 'n lewe van commitment. Met 'n lewe waar jy nou die keuse opvolg deur toegewyd te lewe vir die Here nie. Te veel maak net 'n keuse en dan gaan hulle eendag hemel toe en intussen leef hulle nie hulle Christendom uit nie. Hulle leef nie as kinders van die Here nie.
En daarom sê hy, het jy 'n keuse gemaak of het jy 'n commitment gemaak? Die tweede ding wat hy sê, jy moet doen om jou verhouding met God te toets is, het jy kennis oor hom, of ken jy hom? En hy vertel, hy is nou in Amerika op predikant, dat een of ander vreeslike bekende filmster in Amerika se lidmaat in sy gemeente. En hy het die ouens vriende, en hulle ken mekaar nou vanuit hierdie verhouding wat hulle met mekaar het. En eendag toe vra die filmster vir hom, of hy nie wil saamkom na die plek waar hulle nou die film opneem, 'n film opneem, dan kom kyk hy hoe hulle dit doen nie. Hy sê, toe is daar 'n hele groot skare fans van hierdie filmster. En hulle kry toe nou nogal so 'n vraelysie om in te vul. En toe is hy verbaas oor hoeveel hulle van hierdie filmster weet. Hulle weet wanneer is hy gebore, uit watter staat in Amerika kom hy, wat is sy gunsteling kleur. En hy kry toe half skaam, sê hy, wat hierdie mense wat fans is van hierdie ou, weet goed van hierdie ou wat hy nie van hom weet nie. En toe besef hy op 'n stadium, maar al wat hulle weet is inligting oor hom. Hy het 'n verhouding met hom. Hy het 'n voordeel, hy het iets anders. En dan skryf hy die Kyle, en hy sê, is jou verhouding met God kennis oor hom, of kennis van hom? 'n verhouding wat jy met hom het. 'n volgende ding wat jy moet doen, en dit sluit aan by Johannes 6, waar hy sê, jy moet vir jouself vra, is Jesus vir jou die enigste? Of is hy vir jou een van baie? Nog 'n ding wat hy vra is, hy sê, jy moet vir jouself vra, volg jy vir Jesus, of volg jy reëls? Maar partykeer volg mense reëls, dan dink hulle volg die Here. Maar eintlik volg hulle reëls wat deur mense gemaak is. Maar hulle dink dit is volg van die Here. Die mense moet baie seker maak, volg jy werklik die Here? Die laaste ding wat hy sê jy moet doen om jou verhouding met die Here te bepaal is, doen jy dit in jou eie krag, is jy self-empowered, of is jy spirit-filled? Het jy die Heilige Gees toegelaat om met sy krag van jou te doen? Dinge waarmee ons verhouding met God kan meet. En dan noem hierdie dinge omdat as ons oor betrokkenheid praat, dit terugkom na wat sy verhouding het ons met die Here. Hoe lyk die verhouding waarin jy met die Here staan? Is jy 'n fan of is jy 'n follower? Sit jy op die paviljoen cheer of rol jy jou moue op en jy wil God se saak, sy koninkryk help bevorder? Twee dinge net oor die Psalm. Die een is, hierdie Psalm is baie duidelik en is baie bekend ook as 'n Psalm wat 'n gebed is vir herlewing. Waar hierdie psalmdigter nou terugkyk en dan sê hy, as ek nou so terugkyk oor Israel se verlede, dan is daar tye van sonde, en dan is daar tye wat die Here ons optel, tye van sonde wat ons val, tye wat die Here ons optel. Jy weet mos maar uit die Ou Testament uit hoe die geskiedenis geloop het. Die Nuwe Testament ook. En elke keer kom die Here in sy getrouheid en hy kom haal hulle en hy maak hulle, tel hulle weer op, na ruk dan val die mense weer en die Here tel hulle weer op. En die psalmdigter kom en hy sê vir die Here, Here, nou is die tyd. Die situasie waarin ons nou is 'n tyd wat ons weer nodig het dat U ons sal optel. Ons het nodig dat U weer oor ons ontferm, dat daar weer 'n herlewing sal kom. En dis wat hy in die Psalm vir die Here vra. Dis die eerste opmerking oor die Psalm. Tweede opmerking is, daar sê 'n stukkie inligting wat dalk doodgewoon kan lyk na 'n terloopse stukkie. Daar staan vir die koorleier van die Koragiete, 'n Psalm. Nou is belangrik, ons moet nie net oor daai stukkie hardloop nie. Waaroor gaan dit hierso? Kom ons sê net eers waaroor die praktiese daarvan gegaan het. Baie van die psalms, of eintlik is die psalms geskryf om gesing te word deur Israel. Die Koragiete het hierdie psalm geskryf, en hy's vir die koorleier bedoel, so die koorleier moes hierdie psalm deur die volk laat sing, en hy moes die volk dirigeer. Hy moes die volk help om hierdie psalm te kon sing. Nou wat is nou so besonders aan die feit dat dit die Koragiete is, wat hierdie psalm geskryf het? Wie was die Koragiete? Nou daar is hulle kwaad. Jy kan sommer sien hoe kwaad is hulle. Hierdie voorste enetjie kan jy sommer duidelik sien hoe kwaad hy is. Die Koragiete se geskiedenis gaan terug na Numeri 16 toe. En in Numeri 16 kry ons 'n heel ander prentjie van die Koragiete as wat ons hier in Psalm 85 van hulle kry. Hulle voorvader, Korag, lees ons in Numeri 16, toe Israel nog in die woestyn was, het saam met Datan en Abiram teen Moses en Aaron in opstand gekom. Korag
het 250 mense saam met hom gebring en 'n opstand teen Moses begin. Hulle het aan Moses toe gekom en vir Moses gesê, die hele volk behoort aan die Here, almal is tog deur die Here geheilig, wie's julle? Jy en Aaron, dat julle so aanmatig, wie's ons, dat ons nou aan julle onderdanig moet wees? Die Here wil ons almal gebruik. Korag wou eintlik die hoëpriester word, hy wou Aaron se posisie hê, want hy was 'n leviet. Die leviete het in die tempel gewerk, en behalwe die leviete was daar priesters, die priesters wat die offers en die goed gedoen het. Korag was nie net tevrede daarmee om 'n leviet te wees nie, hy wou 'n priester wees, en nie net somme nie, Aaron se posisie. Hy wou die hoëpriester wees. En toe sê Moses, val hy op die grond neer en hy bid en hy vra vir die Here, wat moet ek doen? En die Here antwoord vir Moses en Moses sê vir hulle, bring 4 panne, dan moet 4 wees, dan moet wierook wees, dan kom julle na die tent van ontmoeting toe, na die altaar van die Here toe en die Here gaan die persoon aanwys wat hy kies. En hy laat weet ook vir Datan en Abiram, daar waar hulle by hulle tente is, hulle moet kom. Datan en Abiram laat weet terug, wie is ons om ons gaan ons nie aan Moses steur nie, wie dink hy is hy? En hulle kom nie eers toe Moses hulle roep, hulle bly sommer by die tente sit. En toe sê die Here, almal moet pad gee van die tente van Korag, Datan en Abiram af. Die aarde het oopgegaan en hulle ingesluk. Van Datan en Abiram, lees ons in Numeri 16, hulle en hulle vrouens en hulle kinders en hulle beeste en hulle bokke en hulle tente en alles wat hulle gehad het, is in die aarde in. As mens mooi gaan lees, dan lees mens van Korag net, dat daar staan hy en die 250 man by hom. So mens kry daar die idee dat van sy nageslag gespaar is, dat hulle nie ook deur die aarde ingesluk is nie. Nou sou mens kon sê, dis nou die oupa van hierdie Korag familie. Kyk wat het hy gedoen. So erg dat die aarde hom insluk. Wat gaan van die nageslag word? Hoe gaan hulle uitdraai? Hoe gaan hulle wees? Kyk hoe wonderlik is die Here. Hy gee hierdie nageslag nie net aan hulle self oor en sê, maar ek is klaar met julle afgeskryf verby met julle nie. Hierdie nageslag, die Here bly hulle opsoek. Die Here bly met hulle bemoeienis maak. Die Here bly vir hulle lief wees. En as leviete dien hulle toe so vir die Here, dat hulle op die ou einde Psalm 42 tot 49, Psalm 84 en 85, Psalm 87 en 88 skryf, wat in die Bybel opgeneem word. Dink nou net 'n bietjie, nee, as jy nou iets moet skrywe, en dit word in die Bybel opgeneem. Wonderlik, dat die Here oordeel, dit wat jy geskryf het, is deel van die Bybel. Die nageslag van Korag, hy wat so geval het so herleef, dat hulle so klomp psalms geskryf het, wat die Here in sy woord laat opneem het. Hierdie familie, wat aan hulle eie lyf beleef het, maar daar kan opgestaan word nadat daar geval is. Daar kan 'n herlewing kom nadat daar sonde was. Dinge kan weer regkom. Hulle is juist die mense wat 'n psalm skryf. Vir die priesters sê, vir die koorleiers sê, laat die volk dit sing. Laat die volk wat afgedwaal het van die Here en wat weggeraak het en wat koud geraak het en wat lou geraak het en wat die Here nie meer met soveel ywer en passie dien nie, dat hulle dit sing sodat hulle kan terugkeer na die Here toe. En dat hulle verhouding met die Here weer herstel kan word, dat daar herlewing kan kom. Dis die eerste 2 opmerkings oor hierdie psalm. Dis 'n gebed vir herlewing, geskryf deur mense wat in hulle eie lyf herlewing ervaar het. En daarom dat hulle ook vra, kan almal dit nie maar hê nie. Nou kom ons bring hierdie psalm nou na ons toe, want in ons tyd en in ons land en die wêreld vandag is herlewing ook weer so nodig, dat ons ook weer vir die Here moet vra, Here, tel ons ook net weer op. Gee ook vir ons weer 'n herlewing. Ons gaan net na 2 dele van die psalm kyk, vers 1 tot 4, waar die psalmdigter terugkyk na die verlede, en dan vers 5 tot 8, waar hy kyk na die hede. Die prentjie van die swaai. Een keer by 'n konferensie waar ek was, het die kerkgeskiedenisprofie gesê, kerkgeskiedenis is soos om te swaai. As jy wil swaai, moet jy eers reverse. Want jy moet mos as jy swaai eers bietjie teruggaan en as jy nader het en dan kry jy momentum om te swaai. Jy moet reverse om vorentoe te kan gaan. En dis wat hierdie psalmdigter doen. Voor hy sê maar wat doen ons nou? So kom ons kyk net eers as ons reverse, wat het God vir ons al in die verlede gedoen? En dan verwys hy in vers 1 tot 4 na God se groot dade in hulle verlede.
En die groot daad waarna aan hierdie Psalm verwys word, is dat die Here hulle uit ballingskap uitgered het. Toe die volk in ballingskap gaan, 586 voor Christus, het hulle gedink verby. Hulle het gedink God het hulle afgeskryf. Hulle het gedink hier sit ons in ballingskap, dis oor en is gedaan. Tot God het ons vergeet en ons afgeskryf. Maar die Here het hulle kom verseker, hy het hulle nie afgeskryf nie. En die bevryding uit ballingskap, waarvan hierdie eerste 4 verse wys, was 'n daad van God in die verlede, wat groot vreugde, groot blydskap gebring het. Jesaja praat daarvan dat daai dag het die bome hande geklap, toe Israel uit ballingskap uit bevry word. Die volk het gejuig, hulle was vol blydskap gewees. Dis soos wat die Bybel ons sê, dat dit is tye van verkoking. In Handelinge 3, vers 19 en 20, nadat Petrus en Johannes ons tempel toe gaan en die verlamde man wat die tempel sien lê, en hy genees word, en hulle in die tempel ingaan, en die ou hop en spring, en hy is baie bly oor wat met hom gebeur het, toe moet Petrus getuig van wat gebeur het. Toe sê hy vir hulle vers 19, bekeer julle en kom tot inkeer. Toe sê hy in vers 20, en God sal tye van verkoking, sal hy stuur. Die bevryding uit ballingskap is 'n wonderlike tyd van verkoking. Tye van herlewing was nog altyd tye van wonderlike verkoking. Dink dit ook in ons omstandighede, hoe baie mense is morbid, hoe baie mense is te neergedruk, hoe baie mense loop met swaar gemoedere, swaar harte, baie bekommernisse. Hoe verkokend sal dit nie ook wees, wanneer ons bid en vir die Here vra, Here, stuur vir ons herlewing, stuur vir ons weer tye van verkoking. Gebeur. In China byvoorbeeld sê hulle dat daar in 1950 1 miljoen Christene was. Vandag is daar 100 miljoen Christene in China. Hulle beleef tye van verkoking, tye van herlewing. By een van my konferensies het een predikant vertel dat die Christelike Chinese gemeente in Johannesburg probeer om al die Chinese immigrante wat in Suid-Afrika inkom, so besonderhede te kry, want hulle wil elke Chinees wat van China af Suid-Afrika toe kom vir Christus wen. En daai gemeente doen hulle uiterste bes om die Chinese wat in Suid-Afrika is vir Christus te wen. Tye van verkoking. In 'n land soos Suid-Korea, waar daar verlang nie Christene was nie, is die helfte van die bevolking vandag Christene. Van die grootste kerke in die wêreld is daar. Dit gebeur, dat God tye van verkoking stuur. En die Psalm sê vir ons moet ook daarvoor bid. Bid dat die Here ook vir ons tye van verkoking sal stuur. As ons nou terugkyk, as ons nou op die swing klim, en ons reverse nou 'n bietjie, dink ek jy aan jou eie lewe? Hoe het jou lewe geloop? Wanneer was die tye wat jy baie naby die Here gevoel het? Wat jy gevoel het, jy kan net altyd so naby die Here wees soos wat jy nou voel. Maar toe kom daar weer 'n tyd wat dit vir jou voel, maar nou is jy nie meer so naby die Here soos wat jy op 'n tyd was nie. En jy wens dit kan weer so wees. Of dalk in jou gesin, dalk in jou familie, dalk van u wat van die stigting van hierdie gemeente af hierdie gemeente is, wens dalk dat daar sekere tye is wat so wonderlik was dat dit weer so kan wees. Bid daarvoor. Dis wat hierdie Psalm vir ons wys. Bid dat God tye van verkoking sal stuur. As ons oor betrokkenheid praat, moet ons by herlewing begin, by ons verhouding met die Here. En dan vers 5 tot 8 praat hy oor die huidige situasie. En as hy oor die huidige situasie praat, dan vra hy vir die Here, vers 5, Here, ontferm u oor ons. Moenie langer oor ons toornig wees nie. En daai woordjie vir ontferm is die Hebreëse woordjie shuv. En daai woord beteken om iets terug te bring. Iets het weggeloop of weggegaan of weggeraak en jy gaan haal dit en jy bring dit weer terug na waar dit moet wees. Hulle vra vir die Here, gaan haal ons daarna toe waar ons dan ook al in ons moedswilligheid en in ons ongehoorsaamheid en in ons sonde na toe geloop het. Kom haal ons daar en bring ons terug waar u wil hê dat ons moet wees. Ons moet dit ook vir die Here voortdurend vra. Here, wys my u wil. Bring my terug na daar waar u vir my wil hê. Hy sê die Here moet die lewe vir hulle nuut maak. Dis wat die prentjie uitbeeld. Die droogte van die winter, die pragtigheid van die lente. Dit is die beeld wat hy hier gebruik. Here, maak my die lewe vir ons nuut. Die Here doen dit. Ek glo baie van u sal, as ek nou geleentheid gee, vorentoe kan kom en daarvan kan kom getuig, hoe die Here al vir u die lewe nuut gemaak het. En ons kan dit weer en weer vir die Here vra, om ons ook sy liefde te laat beleef, sy getroue liefde,
en sy reddende hulp. Die huidige situasie, u weet hoe lyk ons land. U hoor ook die nuus, u lees ook koerante, u hoor ook op die radio en sien ook op die TV, u leef self ook in ons land en beleef dinge. U weet hoe dit gaan. En u weet ook dat dit nodig is, dat daar verkoeking moet kom, dat daar lewe moet kom. En as ons oor betrokkenheid praat, sê ek weer 'n keer, moet ons begin bid. Begin bid, dat God herlewing sal stuur. So 'n paar dinge net oor ons verantwoordelikheid. Later in die reeks gaan ons nog na van die goede kyk, ek noem hulle nou maar net. Hebreërs 10 vers 25, want ons sê nou ons bid, maar ons moet doen ook, bid en doen. En wat moet ons doen? Een van die dinge wat vers 25 sê is, ons moet nie wegbly van die samekomste van die gemeente nie. Een keer het ek gelees van iemand en hy het dit nogal so treffend geskryf. Met Jesus se opstanding, daai Sondag aand, die enigste een wat nie daar was nie, was Thomas. En hy was die een wat getwyfel het. Die ander het vir Jesus gesien, hulle was by die samekoms van God se kinders. Thomas wat nie daar was nie, is die een wat getwyfel het, tot hy die volgende week eers vir Jesus gesien het. Moenie wegbly by die samekomste van die Here se kinders nie. En dan sê vers 24, die versie net voor dit, ons moet mekaar aanmoedig. Trouwens, daar staan ons ook in Hebreërs 3 vers 12 tot 14. Ons moet so na mekaar kyk, dat as ons sien, daar begin by iemand 'n gesindheid van ongeloof of afvalligheid van die Here ontstaan, dat ons met daai persoon begin praat, en daai persoon aanmoedig. En daai persoon, ja, dit is mos soos met 'n wedloop, wat ons sê, nee, jy moenie gaan sit nie, moenie tou opgooi nie, kom, maak klaar, hardloop saam met ons, tot by die wenpaal. Ons moet omsien na mekaar. Tweede ding, 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 4, sê Paulus vir die gemeente, hulle oordeel oor sy betroubaarheid en sy getrouheid. Dan sê hy vir hulle, maar dit is nie vir hom belangrik wat hulle dink nie. God is die een wat gaan oordeel. God het sy koninkryk aan ons elke ene toevertrou. Aan elke ene van ons. En hy gaan eendag vir ons vra, maar wat het ons in sy koninkryk gedoen? Daai talente wat hy ons uitgedeel het, hy gaan terugkom en vra, wat het ons met die talente in sy koninkryk gedoen? En 1 Tessalonisense 4 vers 7, wat sê, dit gaan ook oor hoe ons lewe. 'n Keuse wat 'n commitment moet word. Die reeks begin dan nou vandag oor betrokkenheid. Betrokkenheid beteken ons verhouding met God moet sterk wees. Sal ons nie ook saam met die Koragiete, mense wat self beleef het, dat toe hulle familie diep geval het, God hulle weer opgetel het en hy hulle gebruik het om dele van die Bybel te skryf. En hulle sê, asseblief, volk van God, sing hierdie lied, vra vir herlewing. Sal ons nie ook in hierdie tyd saam met hulle bid en vra, Here, stuur ook herlewing in ons gemeente, in ons kerk, in ons landwyd, in die land en in die wêreld. Die doel daarvan is dat God geëer kan word, want dit gaan alles om sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die Psalm roep ons op om te bid vir herlewing. Help vir ons om getrou te bly daarin, om voortdurend te bly bid vir herlewing, want Here, die groot einddoel daarvan is die verheerliking van U naam, die uitbreiding en die uitbou van U koninkryk. Dis ons mense wat afvallig geraak het, weer kan help terugkom na U. Mense wat koud geraak het, weer kan help warm maak vir U. Here, dan is dit soos wat die Bybel sê, dan is daar vreugde in die hemel. Help vir ons, Here, om saam hande te vat. Hebreërs 3 sê so duidelik, ons moet eind uit aan Christus vashou. Here, as 'n mens dink aan wedlope soos die Comrades, baie keer is dit nodig dat mense wat net nie meer kan, deur ander aangespoor moet word, dalk deur ander gehelp moet word, om klaar te maak. En so baie mense in die lewenswedloop wil ook uitsak. Gaan sit, ophou hardloop. Help ons, Here, om niemand te laat agterbly nie. Help ons, om ook almal in ons gemeente saam te vat. Dankie dat ons kan vra, Here, dat U ook in ons eie gemeente 'n groot herlewing sal stuur. En dat U sal gee, Here, dat elke lidmaat van ons gemeente 'n lewende verhouding met U sal hê. Vader, ons bid hierdie dinge, ons dankie vir U goedheid en U guns, en ons sê ook vir U, Here,
Ons het vir u baie lief. In Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.